Ek dank die Here vir sy getrouheid, vir sy genade, dat hy met ons praat selfs deur die musieke. Amen. As jy mooi geluister het vanmôre, en jy geluister het na elke koortjie wat uitgaan, was dit geen verheerliking van 'n mens nie. Maar alles verheerliking tot God die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Stem jy saam? Amen. Vanmôre voordat ons na die woord toe gaan, ek gaan so 'n bietjie weer van 'n ander kant af inklim vanmôre. Verskoon my daarvoor, los my dat ek doen soos wat die Here my hart gelê het. Want hy is getrou, hy is regverdig en soos ons klaar weet, hy is in beheer. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thine hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder throughout the world. My God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Here vanmôre kom ons na U met 'n verwagting. Want U besit die krag. U besit die tyd in U hand. Here, U beweeg net soos wat U wil. U is begin, U is einde, U is alfa, U is omega en U is alles tussenin. Dat U wil geskied. In die hemel so op die aarde, Here. Woord sê dat die mens nie sal lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat van U af uitgaan. Gee ons dan vandag ons daaglikse brood. Here, laat ons gees gevoed word deur U woord. So bid ek eenvoudig vanmôre, Here, laat U woord sy regmatige plek in ons lewe sal opneem. Mag elkeen geseënd wees op hierdie voorbereide akker van U, Here, om te ontvang dit wat U vir ons wil sê. In Jesus' naam en die volk sê. Amen. So this morning we're going to start totally different. I'm going to bring a word out of John the 2nd. From verse 1. And it says the following, and the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto them, they have no wine. Jesus said unto her, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servant, whosoever he saith unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece.
Jesus said unto them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the feast. And they bear it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, he knew not whence it was, but the servants which draw the water knew. Ons begin met die Engelse gedeelte vanmôre eenvoudig, want ek het 'n groepie mense saam met u wat ons ook moet bereik. Dit was die eerste groot wonder van Jesus te Kana. Hy het water in wyn verander. Tot vandag toe is dit nie moontlik vir die mens om water in wyn te verander nie. Ja, ons kan water saam met wyn gooi, maar weet jy, dit bring niks aan die kwaliteit van die wyn nie. Inteendeel, maak dit die kwaliteit minder. Jy gaan nog meer wyn hê, maar die kwaliteit gaan power wees. Ek gaan vanmôre rondspring uit 'n klomp gedeeltes uit die Bybel uit, maar jy sal ultimate die rigting vind waarna toe ek op pad is. In Johannes die 4de hoofstuk is daar 'n wonderlike gebeurtenis en dit lees as volg. Johannes 4 vers 46. Hy sê hier die woorde, hy sê Jesus het dan weer gekom te Kana in Galilea waar hy die water in wyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte wie se seun in Kapernaum siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea en Galilea gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. En Jesus sê toe vir hom, as jy nie in tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Die koninklike beampte sê toe vir hom, Here, kom af voordat my kind sterwe. En Jesus antwoord hom, gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegt hom tegemoet en bring die berig en sê, die kind lewe. Ek het so 'n bietjie 'n echo hierso, wil iemand nie net vir my hierdie ding kom sagter sit nie. Ek hoor myself hier van agter al weer galm. Dit klink of ek in 'n sinagoge staan. Maar prys die Here. Miskien is die engele skaar vanmôre ook hier. Dit klink beter, baie dankie broer Leslie. Die volgende gebeurtenis was dat iemand sonder dat Jesus sy hand uitgereik het, of so sou dit gelyk het, sy lewe ontvang het. Sonder dat Jesus opgestaan het en gegaan het na Kapernaum van Kana af, het daar 'n kind sy lewe ontvang, een wat bestem was om te sterwe. Dis net die tweede gedeelte. Eerstens het ons nou onthou dat hy water in wyn verander. Daar's baie gepreek oor hierdie gedeelte. En ek seker as jy mooi sou sit en dink, sou jy baie preke daarvan onthou. En jy sal baie keer sit en onthou oor die gedeelte waar Jesus nie na Kapernaum toe gegaan het nie. En dan kom die woord tot ons gedagte wat sê, maar sy arm is nie te kort om te help nie en sy oor is ook nie te swaar om te hoor nie. Vanmôre lê daar wel iemand siek aan 'n kanker in 'n hospitaal ver van ons af. Maar weet jy, die Here is nie ver van haar af nie. Kan ons saam getuig dat die Here in staat is om deur die afstand nog steeds iets te doen. Kom ons glo dat die Here vanmôre iets kan doen. Glo dit! Wat is die werke sonder geloof? Dis dood. As ons vanmôre die geloof kan vashou, is daar iemand wat nou die aanraking van die Here
kan geniet. Dit is 'n koue wêreld, nie net omdat dit winter is nie, maar omdat dinge soveel afstand geneem het van ons af in ons geestelike lewe, partykeer so ver en verdeeld voel van alles wat ons nodig het om te weet en te verstaan. Ons voel partykeer ons wil ons hand uitsteek om hulp en dan voel ons kry nie die hulp nie. Maar ons vergeet hierdie einste skrifte, dat die Here se arm nie te kort is om te help en sy oor nie te swaar is om te hoor nie. Ek wil verder gaan met die woord vanmôre. Dan is daar hierdie gedeelte in John 5, verse 1 to 5, it says the following. It says, after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep's market a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the movement of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. And Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. Now we see something else that Jesus does here. He goes into a place where there was supposedly many ill people. Different illnesses, all the illnesses we can actually think of, was gathered around the pool. Bethesda is the place of mercy. Eintlik in Afrikaans die plek van genade. En weet jy, ons moet onsself op die plek van genade in lyn kry met die geloof wat ons het. Want wanneer ons geloof begin te in lyn kry met 'n plek van genade, dan begin dinge gebeur. Ek is besig met 'n paar wonders en tekens. I'm busy with miracles that Jesus has done. Dis die eerste keer wat ek so bedien vanmôre hier. But I think it's necessary so that this message gets translated to everybody that needs to hear this message this morning. Jy moet verstaan dat ons ook hier, ek het verlede week toe les en dit sê, toe voel ek, ons het so 'n bietjie in 'n comfort zone verval. Ons raak so gemaklik met dit wat ons weet, selfs met die wonders en tekens van Jesus, het ons so gemaklik geraak. And you know, that comfort is dangerous. Because when you find yourself in a position of comfort, you will never transgress to the next position. You will never move on forward. You will be stuck in that position for the rest of your life. And at the waters of Bethesda, that man was stuck in a position of comfort because he knew nobody was going to pick him up and take him to the waters after the stirring of the water. Hy het regtig verval in hierdie posisie van gemak. Nou weet jy, in die wêreld het ons 'n gesegde om sê, jy het in 'n gemaksgroef verval. En ek hoor eendag 'n prediker sê hierdie woorde, hy sê daar is weinig verskil tussen 'n groef
en 'n graf. Dis net die diepte. Want wanneer jy verval in 'n groef, of in 'n graf, is dit maar dieselfde. Jy begin opgee. En Jesus reik hier die man uit, hy sê vir hom, neem op jou bed, en loop. Iets wat sinies, onmoontlik is, hier jou word gedra na die bad toe vir soveel jaar, 38 jaar, wat hy gelei het in hierdie siekte. 38 jaar wat hy niks kon verryk om gesond te word. Sy vriende het vir hom niks beteken nie, want niemand van hulle het hom gedra nie. Dink net aan die ellendige posisie wat hierdie man homself in bevind het. Voel jy dit is so 'n bietjie ernstige nood vanmôre? 'n Baie ellendige posisie. As jy om jou rond kyk en besef, daar's niemand wat jou gaan help nie. Ons almal voel partykeer so. En ons het reg om so te voel. Because you know, when you get to a certain point, you've tried the utmost, and nothing helped. You are now at that point of impossibilities, where it has become so impossible just to believe, or just to know that you are in the position of God's mercy, that it doesn't matter to you anymore. You feel the waves, you feel the wind, but you forget to dance in the rain. You forget that God's mercy is new every morning. You forget that when the sun comes up tomorrow, it's just His grace that picks you out of your bed again. So as jy nou vreemd voel vanmôre, moenie worry nie, ek sukkel op daarmee. But I need to get out of my comfort zone. Because God did not call us just to preach to a few. He has called us to preach and minister to the whole world. And bring this world to His point of view, that He is still a merciful and gracious God that wants to save everybody. Hy wil niemand agterlaat nie. En wanneer hy die deur oopmaak vir een, is dit bedoel vir ander om te volg. Wanneer ons deurdring in die dieptes van sy heiligheid, dan beteken dit nie dit is net bedoel vir een persoon nie, maar om in te haak en saam deur daardie genadegaping tot hom te kan gaan. Vir die tempelgordyn skeer, was dit nie bedoel vir die heilige priesters om daarin te gaan nie. Hulle het die voorreg gehad om daarin te gaan, die hoofpriester een keer 'n jaar in die heiligdom van God, maar nou, deur die bloed, deur die sy van Jesus Christus, het ons toegang tot die Allerhoogste, tot die dieptes van sy genade, en weet jy, ons weet dit, maar hoeveel gebruik dit? Ek wil jy herinner vanmôre, en 'n paar eenvoudige dingetjies wat ons vir ons so selfsprekend geraak het, en van selfsprekend geraak het. Dat wanneer ons die wonderwerke lees, dit vir ons of te groot lyk, of so oudmodies voel. Dis goed wat gebeur en dis verby. Daarom is die plekke waar hierdie goed gebeur het in 1900 nou museums, moet museumstukke wat ophang in 'n gebou met houtvloere, wat daar wonderwerke in gebeur het, en ons noem so graag die gebeurtenisse van Azusa-straat en dit wat daarvan uitgekom het. Ons noem so graag die gebeurtenisse van John G. Lake en dit toe hy hier in die poorte van Suid-Afrika kom, die bediening vir ons neerlê. Dat dit vir ons onmoontlik geraak het om te besef dat God 'n wonderwerk vandag in ons midde kan en wil doen. Amen. Hy Bybel sê dat hy gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Amen. En dis van 'n ou koortjie wat ons gesing het. Alles verander, maar Jesus nooit. Amen. Kom ons verheerlik
sy naam. Vanmôre, terwyl ons besig om te sing en die wonderlike koortjies gaan uit, voel ek so op 'n oomblik baie alleen. En ek kyk na u wat hier sit vanmôre en ek besef maar, dit lyk nie of u rarig die effort doen vanmôre om die Here se naam groot te maak. En ek ervaar so halwe louheid intree. Want u het die dag die verwagting op iets heeltemal anderste. As vir Jesus se saak om op te daag hier by ons. Want ek staan vanmôre hier voor op die mat en ek weet, gewoonlik as ons die liedjie sing, God's got an army, dan maak ons maar op die mat, maar weet jy, dit het so gewoonte geraak. Dat ons dit doen uit gewoonte uit en nie omdat ons weet, dit is eintlik 'n goddelike manifestasie om te sê, Here, ek is deel van die weermag nie. Daarom maak ek nie sommer nie. Ek tel my woorde baie mooi vanmôre. Dit is ons 'n probleem. Dat baie jare terug hulle gepraat het van manne en vroue van geloof. En dit raak al meer en meer in die verlede weg begrawe. Want ons verwagting, pastoor, het geskuif. Ons is lekker in die groef. Ons is lekker in die graf. Snoesig hier by my. 38 jaar later, dan sit jy nog steeds op jou bed, by die plek van genade. Maar ek dank die Here, daar kom 'n dag, dat sy verskyning werklikheid word. In die poorte staan 'n man, gekleed in purper. Hy steek sy hand uit en sê, wat is jou probleem? What is your problem this morning? Are you comfortable on your bed with your iniquities and your illnesses? Are you comfortable that you came to the conclusion that there's no way in or out because nobody's carrying you anymore? Did you come to the conclusion that you can rest your faith on people because this whole world is actually wicked? Die wêreld is vol sondaars. En ons is ook sondaars, maar daar is 'n klein verskilletjie. Ons is werklik gered uit genade. Amen. Prys die Here. Halleluja. Is it only actually that, Pastor? That it is by faith that we come to the conclusion that we are saved? Isn't that easy? To understand that when you are saved, you lead a different lifestyle. Then as things of this world don't bother you anymore. Yes, it's necessary to work. Even the Bible says that he that does not work must not eat. So we need to work forth, but it's not only just focused on that. We need to have faith to survive in a world that is in a craze at this stage. Everything is actually not falling apart, but falling into place for the coming Christ. Amen. Wanneer ons dinge val uit mekaar uit, gaan lees jou Bybel, dan sal jy sien dit val in plek. Jesus is op pad. Amen. Hy gaan ons kom haal wat in die geloof vashou. Amen. Wat onthou hoeveel van hierdie wonders en tekens, ek het nog 'n klomp neergepen vanmôre in Engels en in Afrikaans, maar ek voel om hier te stop vanmôre om met u te praat juis oor dit. Wanneer laas het jy geweet dat vanmôre toe jy opstaan, was dit 'n wonder vir jou om uit jou bed uit op te staan? God performed a miracle this morning. Last night when you went to bed,
woke up. And that in itself is a miracle. Amen. Why then, Pastor, did I stand up this morning? Why did I get out of bed? Because now I'm going to tell you something you need to hear. The only reason why you woke up this morning and why God has brought you thus far this morning is that there is a purpose with your life in Him. You're still at the place of forgiveness. You're still at the place of His mercy. You're still at the place where He can use you. Does not matter your age. Amen. As jy vanmôre 93 jaar jonk is, dan is jy oud genoeg om te doen wat die Here vir jou verwag. But you see how we transgress in life and how we get older, hoe ons ouer word, veroorsaak baie keer dinge. Ons raak gewoond om te kritiseer. Ek ervaar dit in my lewe. Dis nie meer hoe dit was nie, pastoor. As jy net gesien het hoe het ons gedans in ons dae. Ek kom uit hierdie kerk het ek is nie gebore. Ek weet wat dit is. Maar ek het soveel manipulasie op hulle my lewe gesien en soveel ouens wat misgevat het in hierdie saak. Dat mense stikkend langs die pad sit. Omdat hulle waarhede nog nie by mekaar uitgekom het nie. En dat die wagtydperk met baie mense te lank geraak het. Want weet jy, soms is daar 'n wagtydperk in die woord van God in my en jou lewe. En wanneer daar die wagtydperk oor is, dan kom die Here en hy vervul sy beloftes, een na die ander. Halleluja, amen. Ek is vanmôre geroep, uitgekies om sy kerk te lei hier in Sekunda. Ek is vanmôre geroep om hierdie boodskap vir elkeen van die wat hier is te bring vanmôre. Want weet jy sit dalk op die punt van hierdie stoel vanmôre and you are expecting a miracle to come over your life, but it hasn't happened as yet. But hold on to your chair, brother. Hold on to your chair, sister. Because God's about to do something. There's about to come an outpouring of His Holy Spirit throughout this world. The times is proving to be right, that these things are supposed to start happening now. No pretensionism anymore. No pastors preaching only soft-spoken words. But guys called to prove the worth of God in His people and get them into the alignment of God's fulfillment of what He needs you to be to receive what you need to receive. Ek is moeg vir geestelike kindertjies. Ek is moeg om met die lepel te voer. Weet jy wat? Toe ek begin in hierdie bediening, toe begin ek met 'n spoed. Toe aan die platteland kom, toe sê die Here vir my, trek so 'n bietjie rem op. Die Here, maar ek het hierdie spoed hier vir my gegee. Kom in die Wesrand uit daarso, my broer, my suster. Daai manne speel tot die dromme op 'n spoed wat jy nie kan amper byhou nie. Daai basgitaar broer, jy sal eelt op die einde van die oorlog gaan die vingers hê. As jy hom speel soos hulle hom speel. Mense se vingers is so ingeoefen op daai orgel dat hulle op so spoed speel dat jy in 'n ander rigting koordans man. Ek het iets agtergekom dat in elke dorp wat ek al die Here gedien het en bedien het, is daar kulture. Elke gemeente het 'n kultuur. In plaas van om in lyn te kom met die genade van God, wil ons 'n kultuur aanhou. Moenie aan daai kultuur sukkel nie, my sussie. Boetie, jy sal moeilikheid kry. Hulle sal vir jou sê, jy is van die pad af. Maar ek het een ding geleer. Na al hierdie tyd, dat as die waarheid uitgaan,
dan sit hulle wat die waarheid wil hê vas. En hulle wat nie die waarheid wil hê nie, vlug. Hulle wat alright is om gepamperland te word, om 'n geestelike babietjie te bly, om jou lepeltjie in die mond te kry met jou sagte pappies. Hulle vlug. Weet jy, kom met die evangelisasie, of die evangeliebediening, soveel skade in Suid-Afrika. Hulle sê op 'n stadium vir my, ek sê ek wil 'n tent kry. Ek wil hier uit veld toe, ek wil 'n tent in die veld gaan opslaan en ek wil die evangelisasie veld hou, soos wat hulle dit gedoen het in die ou dae. Hulle sê vir my, dit gaan nie werk vandag nie. Want jy's nie so bekend nie, jy's nie op YouTube nie, jy's nie op Facebook nie. Niemand stuur jou naam uit nie. Hoeveel followers het jy? Weet jy hoeveel followers het Jesus gehad? En julle wêreld vol. Hulle was deel van hierdie troue op Kanaan. Hulle was deel van die gesprekke toe hy vir die man sê, gaan haal jou kind uit lewe. Hulle het by die graf van Lazarus gestaan en hulle het gehoor hoe sê hy, Lazarus, kom uit! En hulle het dit aanskou met hulle oë. Hulle was by die kruis toe hulle hom sien sterf. Hulle was na die kruis daar, toe hulle hoor hy het opgestaan. Toe hy aan die menigte verskyn in 'n lewende vorm, nadat hulle hom doodgemaak het. Was dit nie genoeg nie? Dieselfde skare, the same crowd, that saw Jesus perform miracles, was the same crowd that said, crucify him. Ons kan hard wees oor al die mooi dinge van die bediening, maar as ons nie die diepte van môre het, van wie hy is en wat hy kom doen het nie, beteken dit niks. Is hierdie 'n waarheid van môre? Dis nie 'n pak slaan nie, hoor. Ek wil die waarheid praat. Ek maak op niemand, ek het niemand se naam genoem nie. Maar laat die Heilige Gees oortuig vanmôre wie jy is en wat jy is in hom. Hy sien jou as kosbaar. Hy sien jou as genoeg. Hy sien jou as die moeite werd. As een van ons nie die moeite werd vanmôre was nie, was daai kruis ook nie daar nie. En hy het hom vir my en jou gesterk. Maar hy sien jou as die moeite werd. Weet jy wat jy hartseer? Dat ek dink 10% van die hele Sekunda vanmôre iewers te besig is om die Here te aanbid. As dit 20% van Suid-Afrika is wat regtig in gees en in waarheid iewers te die Here aanbid, dan is dit 'n groot saak. Maar daar's 'n verlore gaande wêreld al buite, en hy het vir hulle ook gesterf. As hulle wat verkies om vanmôre nie hier te wees nie, maar iewers in 'n bar, agter 'n bier te sit, want daar's iemand wat hom liefde gee, iemand wat hom aandag gee, iemand wat hom aanvaar soos hy is. Maar ons tradisie sê, Boetie, staan jy by die deur, as jy nie sissin so lyk nie. Dis moeg vir tradisies. Hoe het jy gelyk toe jy na die Here toe gekom het? Of nee, toe hy jou geroep het om na hom toe te kom. Want niemand gaan na die Vader behalwe deur die Seun nie. En niemand kom na die Seun sonder dat die Vader hom roep nie. Jy's geroep vanmôre vir 'n hoër saak as om 'n banksitter te wees. You are called for a higher calling, a higher purpose.
And just to sit on a seat in the church this morning. Dink jy dit gaan oor posisie? Ek moet nou werk om iewers tot 'n bestuursraad te kom, dan het ek 'n naam in die kerk. Dis waar jy mis. Dis waar jy mis. Ons almal behoort iets vir die Here te doen. Met ons lewe. Jy sit 'n broer wat net soos jy is, 'n suster wat net soos jy is, wat ook nie kan praat met 'n klomp mense nie, wat jou nodig het om hulle deur daai gat te kry. Uit daai groef uit te kry. Ons sit 'n wêreld daar buitekant in verlange na 'n redder en 'n redding wat hulle nog nie raak geloop het. Ek hoop nie ek skop julle uit julle sokkies uit vanmôre nie. Wat die doel van vanmôre is, ek wil vir die kerk sê, word wakker. Ons het al hierdie mooi rendiesies en storieetjies van die Bybel en ons kyk dit baie mooi. Weet jy waar ek begin? In die aand doen my nie, dan lê my ma langs my op die bed, as ek 'n klein seentjie, dan vat sy die ou groot rooi kinderbybel. Dan lees sy die verhale. Ek het soveel gunstelinge verhale. Die fondasie was nie gelê toe ek eers 'n tiener was nie. Die fondasie was gelê van kleins af. Weet jy waar my fondasie begin vir my kinders? My vrou was swanger met Eben. Dan vat ek die gitaar en dan sing ek vir haar koortjies. Dan speel hy self 'n klomp instrumente. Waar dit begin? Sien omdat ek so oulik is nie. Dis omdat die Here 'n plan het. Elkeen van ons se lewens. En hy gebruik wie hy wil. Wanneer hy wil. Soos hy wil. Wil jy agterkom? Al is jy 'n kromhout, God kan met 'n kromhout reguit omslaan vanmôre. Lyk nie die pad nie. Ek voel dalk ook nie die pad nie. Maar ek gaan vir jou een ding sê. Wanneer God dit wat by die mens beskaamlik is gebruik om dit wat wys is by die mens te beskaam, dan kom die werklikheid na vore. I didn't come this morning to give you an easy preaching and a feel-good message. I came this morning to tell you God needs you to wake up. God needs you to stand up. God needs you to be available so that when He calls, you are ready. Are you ready, church? The miracles of God is waiting. I'm not here to see what, actually to perform any miracles this morning. But when we believe, the Word of God says, nothing is impossible for them that believe. Ek het vir in Afrikaans verduidelik, ek kan nie Grieks lekker praat nie. Ek is so 'n bietjie panamagtig, ek kan probeer, maar ek gaan sukkel. Maar luister mooi vanmôre. Vir hulle wat glo, is geen ding onmoontlik nie. Glo jy vanmôre? Hou jy vas aan daai geloof, al gaan dit hoe moeilik. Weet jy wat ek wil vir iets sê? Toe ek in die wêreld inval, want dit was harde val. Toe die kerk agterlos, toe's daar 'n leegheid by my wat ek vir nie vanmôre kan verduidelik nie. En ek gaan soek in die wêreld en ek oralste, weet jy, ek het ook in die bar gesit. Ek het ook gaan soek na al die verkeerde plekke. En eendag in 'n besope toestand, moes ek gaan werk. En daar is 'n kolonel wat saam met my werk, hy's 'n moslim. En hy sien my. Hy sê vir my, Nana, come with me. I want to speak to you. Hy is oorlede so 'n paar jaar terug, kolonel Ramesh Warana, in India. Hy sê vir my, kom saam met my. I need to speak to you. He takes me to his office and he closes the door behind me and he opens
his top drawer. Now in the police there's a joke of the top drawer. If you're in trouble, it's just a bottle of brandy in the top drawer that gets you out of trouble. Die bottel in die boonste laai. En ek dink, kolonel moet nou nie verspot wees nie, jy is nie so tipe ou nie, jy drink nie eers nie. You know what he tells me? He says, Henny, I need to tell you something. And he takes out this book, this exact book, this one. A Bible. And he says the following words to me, he says, I've been in deep, dark places in my life. He says, but I need to give you this book this morning. He says, when I started reading this book, my life started changing. He says, when I started reading this book, I started understanding what life is all about. He says, I'm giving you this book this morning. It's called the Bible. This was a Muslim, or rather Muslim. And he gave me a Bible. God uses who He wants. When He wants, how He wants. To bring you to His truths. I told him, if I take your book, you don't have one. He says, no, I've got many. I never knew. The Lord was using that guy to bring a whole of a group of policemen to the Lord. On the exterior, it looked funny. But on the interior, God knew exactly what He was doing. I took the book. I went home that night. I put the book on my mantle. And every time I walked into the house, into my room, late at night, this book started convicting me. Every time that I see the Bible, I remember that I made a promise to start reading this book. So I started reading this book, made notes in this book. And I started to understand that God did not call us to be nothing. Die Here het ons geroep om iets te wees vir Hom. Amen. Om iets te doen vir Hom. Amen. Dit lei my tot 'n bekering. En ek kry so 'n bietjie 'n pak slaag. By 'n kerk wat ek gekies het, ek het vir jou al die verhaal vertel op 'n stadium. En ek besluit maar ek wil nie hier wees nie. Al hierdie klomp kerkmense is 'n klomp hipokrits. Dis kinderman, man. Praat van sonde, maar is almal sondag. En ek besluit ek gaan terug Baar toe. Terwyl by die Baar kom, is die storie nie meer dieselfde nie. Toe sê 'n man wat vir die radio vir SAK gewerk het, wat daar teen die Baar gesit het, Leon van Heerden. Ek kan loop toe sê vir my, wat maak jy hier? Ek sê vir homself, dis jy. Ek sê vir my, maar ek kan sien, jy hoort nie, jy hoort op 'n kansel liewerste. Jy lyk soos 'n predikant. Ek in die kerk kom toe sê, jy lyk nie soos 'n dominee nie. Prys die Here. As die Baar my kan herken as 'n kind van die Here, is dit vir my genoeg. As die wêreld kan sien dat ek vir Hom lewe, is dit vir my genoeg. Ek hoef jou nie te oortuig nie. Ek hoef my diepte nie aan jou te openbaar nie. Ek hoef nie te val en te worstel om myself te proklameer voor jou nie. As die wêreld kan sien ek's 'n kind van Hom. En sê ek van wat hy het, is dit vir my genoeg. Sien die wêreld jou as 'n bedreiging? Of sien die wêreld jou as iets wat hulle wil hê? Jy het lank genoeg gesit. En jou bank warm gesit. Die Here roep vanmôre. Die Here roep vanmôre. Ten spyte van hoe oud jy is. Ten spyte van hoe jonk jy is. Selfs Dawid was gesê van ag my nie my jonkheid nie. God's calling this morning.
I learned something this week, that the altar call has given many people an easy way out. And when you work, and you walk in front of people and you go stand on an altar call, you feel that you've done what you've done and you then turn away and you go do what you've always done. Weet jy wat is bekering? Bekering is 'n saak waar jy so opbreek voor die Here dat hy jou terug in mekaar sit soos wat hy wil. En jou gebruik soos wat hy wil. It's not an easy way out. It's not just a call to come bear arms. It's a call to march in His kingdom as a soldier of the cross. Weet jy, ons spot so vandag met die Jehovah getuies. Ek garandeer jou, daar's min hier wat sal doen wat hulle doen in die naam van hulle geloof. Daai manne van die grootste kritiek, die honde byt hulle. Ouens gooi hulle met klippe en slaan hulle met sambok, maar as jy sien volgende week loop hulle alweer met die traphuis. Dan sê rokkie aan en die hoed is aan en hulle loop. Staan by die winkelsentrums te spyte van baie mense wat hulle afkyk en verby hulle kyk. Is ons nog bereid om iets vir die koninkryk te doen? Wat van 'n evangelisasiespannetjie hier in Sion gemeente wat die strate vat en vir 'n paar mense trataatjies uitgee, hoef nie baie te sê nie, hoef nie eers te bid, as iemand dit vra, dan bid jy vir hulle. Net vir iemand 'n boodskap te gaan gee, luister, Here sien jou nog raak. Hoeveel van die gaan my join daarby? Jo! Ek sien 2 hande! Ek sien 3 hande! Ons gaan vir jou 'n stoel kry. Ons bou 'n motor en hy sister gestoel. 50cc. Pas op vir my. Tot bekering kom, toe kry ek 'n toek in die hande daar in Hylstrom. Weet jy wat se toek is? So 3-wiel, soos wat Leon Schuster vir die grap gebruik. En ek is nie Abdul Rasbanj nie. Ek is pastoor hier in Hel en ek het dit daar op die kant. You all know who I'm talking about. Leon Schuster's character in the movie was there. I didn't go out for the joke. I went to every festival and I made my presence known and I made the presence of the Lord and our church known there. If there was a market, I was there with my tuk-tuk and I dished out leaflets. Ek het nie 'n saak wie my gaan kritiseer nie, ek was groot gekritiseer. Ander mense het gesê, wat is jy nie besig? Busy with the work of the Lord, my man. Sê as ek so toek in die hande kry, gaan ek hom weer brand. Ek soek net nie hierdie keer groene nie, hy het nie lekker gewerk nie. Het saam met die gras geblend. Maar ek sê vir jy, daar's 'n groep mense, as ek stop met daai toek, het mag dalk 'n paar grappe wees. Dan neem hulle foto's en ons soos kerk se logo, my telefoonnommer op die kant van die toek. Ek het hom gebrand. Dit was my maatskappyvoertuig. Ek het hom gery met trots moet hê. Weet jy wat het dit gebeur? Dat my telefoonnommer op Facebook die hele wêreld vol is en mense begin my bel vir gebedsake. En bid ek saam met hulle. Ek wil jou challenge wees met die anders, né? Hoekom wil jy saam met die stroom gaan die hele tyd? Ek wil jou challenge wees bietjie die odd one out. Weet jy wat? Hulle kan sê ek is wat ek is 'n nerd eintlik. Ek like van al die lekker goede. Maar laat ek jou dit vertel, moet jy dit maak vir my deure oop. Die RPO, die rooi vleisprodusent van Suid-Afrika, bel my in Limpopo. Al die top boere, luister, van Suid-Afrika in een vertrek.
open ek vir hulle met skriflesing en gebed. So ek klaar is in die middel van die grootste droogte in Suid-Afrika 'n paar jaar terug. Toe kom een van die boere na my toe sê vir my, dink jy ons gaan weer reën kry? Sê ek vir hom, nee, ek dink nie so nie, ek weet so. Amen. 2 weke later, toe kom die donker wolke oor die Limpopo en Here stuur heen. Hulle is so beïndruk met hierdie ouetjie met sy toek-toek, dat ek vir 4 jaar in 'n ry elke jaar die openingsskriflesing van gebruik by die rooivleisprodusent van Suid-Afrika gehad het. Al die boere van reg na Suid-Afrika wat beeste boer in een vertrek. Die top ou. Dis nie omdat ek so oulik is nie. Dis omdat ek bereid was om te buig toe ander nie wou. Dink jy ek is verniet in Sion? Dink jy ek is verniet in Sekunda? Geef my net 'n halwe gap, boetie. Watch my. Ek is nie 'n banksitter nie. Ek toets julle nog uit. Ek kyk nog na julle bereidheid. En moenie jou ronde lyfie so onderskat nie, hoor. As hierdie ding spoed vat, is ek soos 'n tank. Ek hardloop 'n gat in 'n muur. Ek spring nie oor hom nie. Was jonger kon ek dit doen, nou nie meer nie. Ek maak 'n deur waar daar nie 'n deur is, saam met die Here. Maar hoor wat ek sê. Ek sê hier om vir die Here te werk. Wie staan met my? Amen. Jy moet 'n mooi hand opsteek, want ek gaan dit in rekenskap neem. Volgende keer as ek sê ons gaan nou uitreik hou en jy is nie hier nie. Daai toek gaan voor jou deur staan. Hulle gaan sien dit lyk of die polisie kom haal. Gaan jou dalk geboeid wegvat. Of weet jy wat, nee, daar sit 'n bed al net hier. Wat nog nie leerend is 'n skerp weet nie. As ons hier begin ywer, dan kan dit uitbrei. Daar's 'n paar dorpe hier om ons, wat nog nie lekker groot Pinksterkerk het, wat nog jou Pinksterpoortjies mee doen nie. As ons hier begin ywer, gee my 2 of 3. Wat bereid is om te ywer, broer? Ons kan dit doen. When I remember what the Lord has done, I'll never turn back anymore. Ek het vanmôre dit ernstig opgeneem. En ek het vir jou die wonders en tekens, ek nie almal nie, daar's te veel om dit alles in een diens te noem. En daar's so baie om te sê van een van die wonders, dat ek 'n hele preek daaroor vir 2 keer kan preek. Of nog meer. Maar vanmôre het die Here gekom om jou te bemagtig. To empower you to do His will. To empower you to become His hand extended on this earth. Dink jy ek praat net 'n klomp punt? As dit gewerk het vir die ouer pastore, en God is nog steeds vandag en gister en altyd dieselfde, hoe sal dit nie werk vir my nie? Give me that old time religion. It's good enough for me. Dit was goed genoeg vir my, ouers is goed genoeg vir my. Dit is goed genoeg vir my. Ek like nie blind. As hulle die liggies aansit en die smoke machines in die kerk, preek ek op die dak. Hoor jy wat ek vir jou sê? As dit mense trek, ag sies tog, dan trek dit al die verkeerde mense, want ek het agtergekom, as jy 'n lig aansit, trek ek muskiete ook. En motte ook. Maar hulle wat 'n saak met die Here wil aan hê, hulle word die lig. Dan kan jy met werklikheid sing, this little light of mine, I'm gonna let it shine. En as jy eers 'n lig aangesteek het, sit niemand dit op 'n maat onder 'n maatemmer nie. Ek is nie hier om skynheilig te wees nie, maar om heilig te skyn vir die Here. Wat 'n verskil tussen die twee. Ek gaan nie by die woord hou. Wie gaan saam met my vir die Here werk?
Nee, dan was al baie meer aan. Kom dan. Ek wil een ding vir jy sê, as jy kritiek het oor iets wat aangaan in hierdie kerk, skit jouself reg, kom in lyn, want die Here is besig om te werk in sy omgewing. Amen. Ek wil jy sê, hierdie musieke sit hulle hart en siel in die musieke. Dis dalk nog nie op 'n fase op 'n manier wat jy ken en verstaan en onthou het hoe dit was nie. Maar kom ek vir jou sê, dit doen iets vir die Here. Amen. Halleluja. Elke koortjie, elke woordjie word die tot eer van die Here gesing. En as jy nie wil saam sing nie, omdat jy verskil, kom doen beter. As ek klavier, orgel, bring 'n instrument en kom raak deel van die musieke en wys ons dan hoe word dit gedoen. Amen. Hou op kritiseer. Want spoelklippe is dit wat gebeur en is swaar en hulle bly agter. Terwyl die res van die rivier vorentoe gaan, ek's amper klaar, verdra my nog vir so 5 sekondes. Jy weet, predikers kan verskriklik lieg. Want hulle sê baie keer, ek gaan nou klaar maak. 8 keer sê hulle tot op 'n tyd. Onthou jy hoe jy hierdie dinge ontvang? Onthou jy hoeveel liefde het jy gehad vir die woord van die Here toe jy gekom het in die eerste plek? Wat het toegelaat dat jy in 'n graf sit of in 'n groef kom? Jy het gekies. Daar's 'n liedjie wat ek baie lief vir. Hy sê so: Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross, lift up your royal banner. En jy, dit baie om te leer. Staan op vir Jesus. Halleluja! Daar het een opgestaan. Staan op vir Jesus! Word 'n soldaat van die kruis! Weet jy kom skree die pastoor nou so? Want daar's 'n regiment sal hoor voor 'n weermag. Wat hulle laat aantree vir hulle. Die hoofberade. Vir die inspeksie voor die offisiere. Hy is die een wat skree aandag. En dan soos een man stamp hulle voete. Gedissiplineer. En reg om te ontvang die opdrag. Is jy reg om te ontvang? Ons maat nie net die klap nie. Ons maat op die slag van God se tron. Stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross. Die Here het jou geroep vanmôre. Die Here het jou bemagtig vanmôre. Die Here het jou herinner vanmôre. En die belofte van die Here is dit: jy sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in die hele Judea en Samaria, tot die uithoeke van die aarde. Ek wil iewers in hierdie kerk wil ek die banier opsit wat sê Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, laat hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om al hierdie dinge te onderhou. As jy aanstoot geneem het vanmôre, sies tog. As jy hierdie woord vat vanmôre, sê amen. Amen. My boetie is op 'n stadium so 13 jaar oud.
En my een neefie, so 16 jaar oud. En hy bly my boetie boelie. En my pa sê vir hom, nou is jy 'n sissie. Wat doen jy om iets terug te doen? Ek is op hierdie stadium 7 jaar jonger as hy, my boetie. En ek sit en kyk wat gebeur toe die twee neefies weer by mekaar kom en die bullebak is daar, hy gaan homself bewys. En my boetie doen iets, ek wil dit voor, jy mag nou vir 'n oomblik nog net die sitplek hê. My boetie doen iets, ons het almal geboks, ek was 5 jaar oud toe ons begin te boks. My pa het 'n boksklub gehad en moes dien. My oudste broer is 10 jaar, was gemiddeld 7. Ouer jaar ouer as ek. En my ouer boetie gaan en hy trek so 'n lyn met sy voet op die grond. Hy sê vir hom, kom oor hierdie lyn vandag as ek en jy. En die bullebak van die challenge. En toe hy sy voet oor die lyn sit, toe is dit verby. Ek dink hy het net sterretjies gesien. Vanmôre sê ek vir die vyand, hier trek ek jou lyn. Ek hoef hom nie te beklei nie. Ek hoef hom net te weerstaan. Ek gaan hom nie meer veg nie. Hy is klaar oorwonne vyand. Maar vanmôre trek ek sy lyn. Jesaja 54 vers 17 sê, geen wapen wat teen jou gesmeer sal seëviel. Ek glo dit, dis die woord van God. No weapon formed against you shall prosper. You understand that? Isaiah 54 verse 17. En hoekom dink ons dat wanneer ons iets doen vir die Here, dan kom die aanval? Dit is baie keer so. Maar ons laat dit toe. God is bigger than the enemy. God is stronger than all the forces together combined of the enemy. And this morning, I'm part of his army. Do you understand what I'm saying? Ek weet nou nie om dit in Portugees te sê nie. Of selfs in Grieks of Romeins nie. Verstaan jy? Comprendo. Non comprendo. So klink dit reg. Maar vanmôre sê die Here vir jou, die vyand se streep is getrek. Nou gaan ons voort. Jy het nou klaar gestaan vir Jesus. Maar nou nie in die gees weer loop sit nie. Skep moed. Dat die swakke sê, ek is 'n dapperaad. Trek die swaard, dis die woord van God. Trek hy volle wapenrusting aan. En na kan verdiens. Gedagte, prys die Here. Sê vir my seker baie dankie. Jy mag ook die sitplekke neem. Nou, ek jaag nou teen Eskom vanaand. Want ons is tans nog op die inverter, dan is dit so 'n paar kilowatt oor, my broer nou gewys. So ons het daarom genoeg nog om die Here te kan dien, prys Here. Maar ek dank die Here, sy krag hang nie af van 'n sentrale nie, maar juis van die Heilige Gees wat vir ons die krag bring, en voorsien, en ons kan deurdra. Stem jy saam? Amen. Nou, ek gaan 'n gewaagde preek vanaand. Amen. Want ek bly iemand sê amen. Of een gewaagde preek. Die woord van die Here is getrou en regverdig en op sy tyd. En ek sê dit altyd dat die woord meer op datum is as môre se koerant. En meer
van toepassing op ons eie lewe. As enige boek wat ons kan koop, by mekaar maak of lees. Die woord van die Here het die krag om dinge te verander. Amen. Jy kan saam met my kyk in Lukas die 8ste hoofstuk, skus ek het in die huis uit die papiertjie daar vergeet. So jy moet maar nou luister, of jy moet saam lees soos die Here dit op die hart lê. Lukas die 8ste hoofstuk vanaf vers 40, en weer 'n wonderwerk van Jesus Christus. Hy sê, toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was, en hy was die owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Jesus neer, en smeek hom na sy huis te kom. Want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê, en terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. En dan gaan ons oor na die 49ste vers. Hy sê, en terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerstes van die sinagoge en sê, sy huis, en sê vir hom, die dogter is dood, moenie die meester lastig val nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, sê, moenie vrees nie, glo net. En hy sê, en sy sal gered word, skies. En toe hy in die huis kom, het hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, en die vader en die moeder van die meisie. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf, maar hy sê, moenie huil nie, sy is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. En toe hy almal na buite uitgejaag het, gryp hy haar aan die hand en roep en sê, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan, en hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. En haar ouers was verbaas, maar hy het hulle bevel gegee, om aan niemand te sê wat gebeur het nie. Ons gaan dan oor na Markus, die 5de hoofstuk, en dan gaan ek vir die daar verder lees, uit vers 21, dis dieselfde verhaal, maar uit 'n oogpunt uit. Markus 5 vers 21. Hy sê die volgende, en toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigdom vergader, en hy was by die see. En daar was een van die owerste van die sinagoge met die naam Jairus, en toe hy hom sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom dringend, en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe. 35ste vers sê die volgende, terwyl hy nog spreek, kom die mense van die owerste van die sinagoge van sy huis en sê, die dogter is dood, waarom val jy die meester lastig? Want dit wat belangrik is hierdie woorde wat Jesus in sy eie taal gebruik, geuiter het. En dit sê die volgende, hy sê, toe gryp hy haar in die hand, en sê vir die kind, Talita kumi, dis 41ste vers, wat as dit vertaal word, beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Nou daar die woorde is in Aramees uitgespreek, Talita kumi, die geboortetaal van Jesus Christus. En ons het gesien wat dit beteken, maar vanaand is daar 'n dringendheid in my hart om iets met u te deel. Want wanneer dit gaan oor 'n saak van lewe en dood, dan trek ons as mens baie swaar aan die geloof. Dit is finaal. En weet jy, wanneer ons dit hoor, dat iets tot die dood toe is, dan begin ons al afskeid neem. En dit is presies so, dat ons vertroue in die Here dan begin te krummel. Want ons weet wat die normaliteit en die realiteit van dinge eintlik is. Soveel van ons, van die jong ouderdom, te doen gehad met die dood. Eerste die afsterwe, partykeer van geliefdes,
En baie keer net toevallig op die pad iets raak kry soos 'n ongeluk, of iets sien sterf op 'n plaas, of voeltjie of 'n dier. Jy besef al hoe meer dat die koudheid van dood vir jou 'n finaliteit geraak het, 'n einde aan alles. Maar Jesus noem iets. Hy sê vir Jairus, glo net. En sy sal nie sterwe nie, maar sy sal lewe. Nou weet jy, ons het baie keer al die geval gehad waar ons geglo het, iets gaan nie uiteindig soos wat dit dan wel doen nie. Maar dan eindig dit tog vir ons soms in die dood. En dan, wanneer ons daar die beproeving gekry het van ons geloof, dan voel ons maar ons is nie genoegsaam in die geloof om teen die dood te kan veg nie. As ek jy sê dat dit is vir die mens so, ons het nie die krag in onsself om teen die dood te kan opstaan nie. Eintlik het ons almal wat hier sit 'n datum van sterfte. Dit is net genade dat ons vanaand almal hier saam is. En dit is net genade dat ons die geleentheid het om nog die Here te kan dien. Maak nie saak van ons ouderdom. En vir ons wat weet hoe dit eindig en wanneer dit eindig, sal dit seker baie makliker wees om dan ons lewe in orde te kry teen die einde wat ons moet gaan. Maar môre is vir my en u nie 'n belofte nie, en is nie 'n sekerheid nie. Ons kan vanaand die uitry en dit mag dalk die laaste keer wees wat ons mekaar sien. Vir almal van ons, groot, oud, jong, babietjie en op, alles het 'n bepaalde uur. Wanneer jy dit noem, dan voel jy partykeer, daar's 'n negativiteit wat jou wil tref. Want die lewe is so onregverdig. Want die dood kies wanneer en wie en soos hy wil. Partykeer moet 'n ongeluk, partykeer moet 'n probleem, partykeer moet siekte, soms dood eenvoudig. Iemand wat baie gesond is nou so 2 weke terug, ek by die hospitaal arriveer het, verstaan ek, maar die man was baie gesond. En ewe skielik net pomps in die hospitaal in oorlede. Nou, vir mense wat oorbly is al wat daar is om te doen troos. Jesus het nie gekies om in hierdie geval te troos nie. Hy het gekies om iets groter te doen, wat die Vader se verheerlik in 'n groepie mense. Die owerste oor huis, Jairus, sy dogtertjie is baie siek. Weet jy, daar die stadium so klein soos 'n verkoue kon jou lewe geneem het. Daar was nie medikasie nie. Daar was nie gevolg van sien 'n dokter en kom reg nie. So enige ding kon 'n lewe neem en baie vinnig ook. Die sterftesyfer daardie jaar was baie hoër as wat dit nou is en baie jonger. Omdat hulle nie die tegnologie en dit wat medisyne bied tot hulle beskikking gehad het. Maar tog Jesus sê, hierdie dogtertjie is nie dood nie. Sy slaap. Jy sien, want ons sien dinge soos wat ons dit sien. Jesus sien dinge soos wat die Vader dit sien. Die dood is nie die finale saak vir die Here nie. Die dood het geen houvas op hom nie. Die dood het geen verantwoordelikheid tot op Jesus Christus of die Vader nie. God kan nie doodgaan nie. En weet jy, Jesus kan nie doodgaan nie. Hy het eenmaal gesterf, ja, in die vleeslike liggaam. Maar daarna het hy opgestaan. Wat vir my sy lewe tot in ewigheid nou. Halleluja. En dit beteken dat die dood geen houvas op hom kon kry nie. Want weet jy, ons sondige natuur moet afsterf eendag, en dit is so. En dit wat moet heen gaan, dit wat moet agterbly, is dit wat die sondige natuur aangekleef het. En dit wat moet vorentoe gaan, is dit wat rein voor God verklaar is, en tot hom heiligheid, en tot sy heiligheid geroep word. So dit wat ons agterlaat, is niks om aan vas te hou nie. Maar Jesus wou iets bewys, want hy moes vir hulle wys, dis moontlik
dat iemand gesterf het en weer sy lewe kon opneem. Dis 'n paar minute. Help my nou reg, die wat die mediese beter ken as ek. Dat as jy sou sterf in jou brein sonder suurstof is, dat jy permanente skade in jou brein of in jou liggaam sal kon toon. Dis amper onmiddellik wanneer die proses van, ekskuus dat ek die woorde noem, rigor mortis begin te intree en jou bloed begin te stol in die are. Dis amper onmiddellik dat die selle in die weefsel begin te agteruit gaan en tot niet begin te gaan om weer terug te keer na die stof van die aarde. Dink jy dat selfs die wete daarvan Jesus gekeer het? Dat dit wat ons nou hier sien, nie net 'n dogtertjie is, wat uit die dood uitgehaal is, maar een handvat tot 'n ander handvat wonderwerk, wat verrig is, dat 'n kind opstaan, en dan nog steeds in staat is, nadat Jesus vir haar sê, gee haar iets om te eet, dat selfs haar spysverteringskanaal weer in plek was, 100% volmaak en genees. Daar het ons iets gesien in die skepingskrag, wat God oorgedra het in Jesus. Dit wat tot niets sou gaan, na afsterwe, het hy iets niets ingeskep. So ons kyk baie keer deur die verkeerde bril, na wanneer 'n situasie voor ons staan. En wanneer iets tot ons gebied word, die vyand kom en hy gee 'n klomp goed, wat in onmoontlikhede na ons toe kom. Maar Jesus steur hom nie aan die onmoontlikhede nie. Vir hom is alle dinge, wat? Moontlik. En toe hy spreek tot die onmoontlikheid, dat dit moontlik sou word, toe ontstaan daar weer lewe. Ek wil vir julle sê, ek dink nie daai dogtertjie kan ooit dieselfde gewees het, nadat sy daar opgestaan het. Ek dink Jesus het iets niets binne in haar geskep. Dit was nie net hierdie ou dogtertjie van Jairus wat opgestaan het daar. Maar sy moes opgestaan het met 'n nuwe vuur, met 'n nuwe krag en met 'n nuwe verstand oor wat moet daar gebeur het. As daar dan iets gebeur het dat sy die hiernamaals sou sien of beleef, en daai dogtertjie met 'n getuienis teruggekom wat bitter min mense werklik kon gehad het. Sy het gesterf. Maar kyk, sy lewe. Die mense wat om het gestaan het gesien en het verstaan dat hierdie dogtertjie dood is. Dit is dood eenvoudig dat almal wat iets geweet het op daai toneel moes gewees het. Hulle wat werklik dan geneesheers was in daardie stadium, was daar en hulle kon haar verklaar het dat sy afgesterf het. En nou staan hulle buitekant en lag vir Jesus wat vir haar sê, vir hulle sê, sy slaap. So met ander woorde sien die godheid, die menslike dood as 'n toestand van slaap. Dan net, dieselfde antwoord was ook gegee, toe hulle die gerig bring aan Jesus, dat Lazarus sy knig gesterf het. Het hy gesê, nee, hy slaap nie. So wanneer ons dit vir homself begin te skets, moet ons besef dat Jesus anders te sien as ons, en ons in die geloof ook anders te behoort te sien, soos wat hy sien. Wanneer hierdie goed ons pad langs kom, ons sien dit baie keer uit die dinamika van ons eie oogpunt uit as finaal en klaar. Het is maklik om te spreek hieroor. Maar wanneer jy al iewers te gestaan het, of gestaan het by iemand wat afgesterf het, dan raak dit iets van onmoontlikheid. Hulle sê op 'n stadium dat Smith Wigglesworth loop by 'n begrafnisondernemer verby, in die tyd van die swart dood, die Black Plague. Hulle sê daar was juis 'n begrafnis, en in die tyd was dit so gevaarlik dat die begrafnisondernemer 'n glaaskas aangebring het, waar agter die lijk dan die skouing gehad het. Aan die ander kant het hulle dan diens gehou, en die geliefdes het dan so vir die persoon kom tot sien sê.
Maar so ons loop verby hierdie plek. Ek draai om en loop binne in, maak die glasdeur oop, haal die lijk uit die kus uit, en maak die lijk regop staan teen die muur. Hulle sê in die oomlikse tyd, toe ons al chaos gewees het, want die familie het in aanskouing gesien wat hy besig is om te doen. En hy praat tot die lijk, maar die lijk reageer nie. Hulle sê die derde maal, toe hy die lijk oprig teen die muur, en moet 'n groot stem uitroep, na hierdie lijk om te lewe, toe loop die lijk saam met hom uit, by die glasdeur. Nou dit is geloof, wat ons baie kort kom. Want wanneer ons na dinge toe gaan, is daar soveel twyfel, omdat ons sienswyse partykeer gekoppel is aan ons eie menslike wese. Ons het soveel van die dood al ervaar. Ons het soveel van dit al gesien, en dit partykeer amper gesmaak ook. Ek kan nie sê dat as ek kans het, dat ons hier saam gaan praat, oor wie al naby aan 'n sterfte was. Dan dink ek baie van die van my sê, pastoor, ek was naby. Nie baie lang terug nie. Ek kon dit sien, ek kon dit ervaar, ek het geweet, as dit nie nou verander nie, is ons vandag dood. Wie was al baie naby aan 'n ongeluk? En hierdie ongeluk verby jou gesien gaan. En weet jy wat, as jy dit sien, dan besef jy hoe genade jou gedra het en deurgedra het. Maar dit is nie een van ons in hierdie gebou vanavond wat kan sê, ek het dood gegaan en die Here het ons weer opgerig. Maar dan maak die Here 'n vergelyking met hy wat in sy sonde is, as een wat reeds soos die dood wandel. Nou kom ons en dan kan vir jy sê, as jy dit gesmaak het, dan het jy iets gesmaak van wat Jesus kan doen. Hy kan 'n dooie lewe gee. Toe jy tot bekering kom, toe gee hy vir jou lewe. En hy gee vir jou lewe in oorvloed. So met ander woorde, nou het ons 'n perspektief anders as ons eie. En nou begin ons iets doen in ons daaglikse lewe wat van kardinale belang is in alles wat ons doen. Maar daar is ook die teendeel. Jy gaan vir my presies sê, want jy het my klaar geval. Jy spreek lewe in elke ding in wat jy doen. Die perspektief van Jesus se oogpunt is om lewe te spreek en nie dood nie. 'n Seën te spreek en nie 'n vloek nie. Liefde te gee en nie haat nie. Te omhels en nie te verdruk nie. Wanneer jy begin te lewe spreek in situasies, dan begin jou lewe in daardie rigting ook beweeg. Jy begin te beweeg in die rigting van lewe. Jy begin te loop soos of jy lewe. Maar wanneer jy dood spreek oor alles, dan begin jy die dood ervaar. Jy begin die dood smaak. Jy begin die dood lewe. En voordat jy weer sien, kan jy amper niks doen. Jy raak so lui dat jy niks kan bekom nie. Niks kan bemaak nie. Jy begin te al klaar soos 'n dooie in die lewe wandel. As jy sonde begin te doen, en die sonde begin te oorheers oor jou lewe, dan ervaar jy dat die dood jou stukkies vir stukkie begin te verslind en indruk. Dan ervaar jy jou liggaam sluit op gedeeltes af. En weet jy, mense gee moed op daagliks. Mense gee moed op oor baie dinge. Wanneer jy krag af, dan gee ons ook amper moed op. En dan voel dit ons krag gaan ook so uit op sy. Weet jy, daar was 'n tyd dat mense by Kerslig die Here gedien het met 'n oorgawe. En nie bekommerd was oor hoe moeilik en hoe swaar dit was nie. Daar was 'n tyd wat dit nie nodig was vir skerms om koortjies te sing. Mense het dit op die tafels van hulle harte, uit hulle harte gesing. Dis wanneer die lewe van die Here begin te in jou inkom. Ja, ek onthou ook nie altyd die woorde dadelik van alles nie. Maar weet jy, dit is waar die Heilige Gees inkom, baie keer vir jou iets openbaar. Vanoggend, terwyl ek hier staan, weet jy, vir 2 dae nou al, oralste waar ek gaan, prys ek die Here, met die woorde, oh Lord, my God, want hy is vir my awesome. Daar's goed wat hy doen, wat ons nie altyd begryp nie. Daar's lewe wat hy spreek, wat ons nie altyd dadelik sien nie. Ek praat nie net van 'n mens wat afgesterf het nie, maar van iemand wat geestelik dood is, en sy lewe weer herkry het, en weer hervat het, en weer begin te lewe het vir die koning. Amen. As jy nie vir die koning kan lewe nie, waarvoor lewe jy dan? Ek het 'n vriend wat altyd gesê het, if you don't stand for something, you will fall for anything and then die for nothing.
En as jy nie staan vir Jesus nie, val jy vir die Satan se grappe. En weet jy, as jy vir Jesus staan, dit beteken nie jy hoef 'n geveg te gaan beklei nie. Die vyand wat hulle daar beklei is en klaar oorwin, ons het dit volgende weer gesê. Maar nou loop en wandel ek in oorwinning. Halleluja. Elke tree is 'n stap van oorgawe, van redding, van geluk. Ek is nie 'n prosperity preacher nie, almal weet dit. Maar vanaand wil ek vir jou sê, wanneer jy lewe begin te spreek in dooie situasies, dan begin lewe daaruit voorkom. Ja, lewe spreek het baie keer 'n implement nodig. Soos by die waters van Mara. Ken jy Mara? Daai bitter water. Sê is my skoonma se tap. Het baie keer 'n stuk jout nodig. Weet jy wat ek sê? Skus hom, Jan. Nee, vrou gaan jou doen. Nee, sy lag saam, maar sy ken ook haar ma. Maar jy sien vanaand, dit gaan oor woord het baie keer reaksie nodig. Jesus het nie net woord gespreek oor hoe die lyk nie. Hy het haar aan die hand gevat en gesê staan. Toe hy aan die hand vat en hy sê staan op, toe staan sy op. Toe kom die lewe weer terug tot 'n lyk. Vanaand is die behaal van die Here dat ek en u sal lewe. En lewe in oorvloed sal hê. Vanaand is die behaal van die Godheid dat ek en jy in hom sal lewe vind en daardeur geluk sal vind. Jou geluk is nie in die wêreld nie. Jou geluk is nie saamgevat met alles wat in 'n groot pakket met 'n mooi strikkie toegestrik is nie. Jou sukses hang nie van mense af. Dit hang ook nie eens van jouself af nie. Maar hy wat jou die krag gee om dit te kan doen. As jy weet jy doen dinge nie uit jou eie krag uit nie, dan raak dit baie keer makliker om te spreek. Dit raak eenvoudig om te sê, wat is makliker? Om die mens sy sonde te vergewe. Wat is makliker? As om 'n woord te sê, ek vergewe jou. Wat is moeiliker is dit, om dit werklik te doen? Dan moet ek vir julle sê, vanaand is hier 'n uitgekiesde hoeveelheid mense, wat ek hierdie seën oor wil spreek. En ek wil vir jou sê, lewe. Ek wil lewe in jou spreek. Ek wil die lewe van God in jou wakker maak. Jy hoor my hierdie laaste paar maande of paar weke regtig daaroor praat om te sê dat daar 'n wakker word sessie vir ons elkeen is. En weet jy wat, dat van die mense vlug daarvoor, want hulle is bang, hulle is gemaklik in die graf, hulle is gemaklik in die groef. Maar nou sê die Here, word wakker. Jy het lank genoeg geslaap. Jy het lank genoeg gelê. Jou bedtyd is verby. Wat sê hy oor die leiaard nou weer? Gaan na die muur en word wys. En weet jy wat, die muur arbei, hy loop, hy doen sy dinge. Ek is doodseker as jy mooi luister, dan sing hulle ook al 'n koortjie daaronder terwyl hulle loop. Ek weet nie of hulle sing iets soos ons sal werk vir Jesus. Wy die skaries daar, arbeid vir die meester, tot hy ons kom haal. My ma het altyd gesê, by die perdepoorte daar ontmoet ons mekaar. Maar by die parelpoorte is daar vir ons 'n ingang tot die lewe wat vir ons wag, wat dan nooit weer dood sal wees. Nooit weer moeg word sal wees nie. 'n Liggaam wat nie slaap nodig het, of voedsel nodig het om aan die gang te kom nie. Maar, 'n lewe, uitgekies vir u en my. Daar's 'n liedjie wat op sing, I've got a mansion somewhere over the hilltop. Ek weet nie van nie, maar ek sien daai mense. Hey, ek dink daar buite kan so lekker swembad. Weet nie waarom of hoe koud dit gaan wees of ons dit gaan ervaar daar nie, maar dit maak ook nie saak nie. Ek gaan vir julle sê, ek kan nie wag. Vir die lewe na hierdie lewe. Hierdie lewe van verdriet en dood en moord en slagting en Eskomkrag.
vir 'n lewe waar daar nooit weer gearbei hoef te word of petrol hoef gemaak te word nie. Daar's genoeg petrol. Land wat oorloop van die genade van God en om te dien van ewigheid tot ewigheid tot in ewigheid. Kan ek klaarmaak? Ek het beloof, ek gaan nie baie lank preek vanaand nie, want ons is maar teen die klok, ons is maar teen die Eskom. Spreuke 18 vers 20 en 21 praat 'n baie mooi ding. Ek wil 'n bietjie daaraan tyd spandeer op 'n stadium met u. Hy sê van die vrug van iemand se mond. Hoor jy dit? Spreuke 18 vers 20 sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dit is nie 'n miskien of 'n, as jy begin te lewe spreek oor dinge. Ek praat oor die dinge wat dood is in jou lewe. Begin te lewe spreek oor jou geestelike lewe heel eerste. Begin te lewe spreek oor dit wat saak maak en wat vir die Here saak maak. Oor jou gebedslewe, oor jou verhouding met hom. Dan volg al die ander goed en dit kom lyn op vir jou. Weet jy, daar is nie 'n ding soos 'n gebed wat agtergelaat is. Ek glo dat die Here versamel al die gebede agter ons vir een of ander rede. Weet jy, tot vandag toe was daar predikers in hierdie gebou en soveel wat gebid het van die dae van die ontstaan van hierdie kerk af. Ek glo baie van dit wat hulle voor gebid het nog nooit regtig gebeur nie. Dit beteken dit gaan nie gebeur nie. Dit beteken daardie gebede wag in lyn om nog steeds beantwoord te word. Hier agter my, vanaand is daar gebede wat dryf tot iets wat vorentoe lewe moet kry. 'n Volk wat geestelik opgewasse is om aan te neem dit wat die Here sê. 'n Volk wat mense uit die dood uit kan bid. 'n Volk wat gees het. Wat verlang na beter dinge. Wat bid en nog steeds bid. Want die vorige geslagse gebede is nog steeds besig om vorentoe uit te werk. En weet jy, ek glo dat dit wat hier is, ons gevangenheid van soveel gebede, wat wag om nog steeds beantwoord te word. En God beantwoord gebed. Op die regte tyd kom hy en sê, Talita kumi, dogtertjie, staan op. En daai gebed word geaktiveer en iets gebeur. Weet jy, ek dink ons min ouens wat besef, dat predikers se gebed gaan nie oor vol kerke nie. Dat dit gaan oor die rit van siele. Dat dit gaan oor 'n verlore gaande wêreld. As dit gegaan het oor 'n vol kerk, het ek vanaand gesit en huil. Maar weet jy, dit gaan nie vir my daaroor. Dit gaan dat daar lewe gespreek word oor hulle wat geestelik dood is, om die lewe van Christus te ontvang. Dit gaan daaroor dat daar 'n aktivering moet plaasvind, soos ek gepraat het oor hierdie gebed, wat nou in aksie en lyn moet kom. Dis iets wat moet gebeur. En ek kan nie wag om te sien wat God se plan nog verder is. Ek kan nie wag om te sien wat volgende gaan gebeur nie, want weet jy wat, hy's getrou en hy's regverdig. En op die regte tyd, dan werk alles ten goeie mee vir hulle wat geroep is na sy voorneem. Ek het beloftes wat die Here vir my gemaak het, wat nog nie tot vervulling gekom het nie. En voordat ek my hoof neerlê, sal die Here daardie beloftes tot vervulling bring. Want is beloftes wat die Here gemaak het, en hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Ek kan nie wag daarvoor nie. Daar's gebede wat my ouers gebid het oor my, wat ek van weet, wat hulle bid nog steeds en sê, Here, gee net genoeg krag. Vanaand wil ek vir u sê, daar's niks wat dit anders te teweeg gaan bring as gehoorsaamheid. Wanneer ons hoor wat die Here sê, daai dogtertjie daar gelê in afwagting om die woorde van die koning te hoor. En toe die koning sê, staan op, en hy dan nog aan die hand weet, wie kan dan lê? Ek kan nie weer lê nie. Dan sê op. As hy sê, gee iets om te eet, dan is jy die honger, die broer, die Here vir my iets gee om te eet, wat ek dit. Ek eet. Want 'n lijk kan nie iets eet nie. Die Here het geweet. Ons het al soveel keer gehoor van geloof kom deur die gehoor. Wie het ore vanaand?
Dankie Here, my kinders, maar ek sê baie, julle het nie ore nie. Ek moet dalk lewe begin te spreek, en sê, julle het ore, gebruik dit nie. Nee, gaan dit dan werk. Hulle het ore, want hulle luister na mekaar se stories, en hulle rapporteer dit so vinnig. Ons almal het al kinders gehad, of was kinders. Ons weet hoeveel keer het ons het, raai flappe langs jou kop. En ons weet hoe dit is. Ons weet as ons dit begin te gebruik ten opsigte van Jesus, dan begin die wêreld vir ons anders te lyk. Dan loop ons ook anders te. Geloof kom deur die gehoor. Filippense 4:12 sê, ek weet wat Paulus skryf hier, en ek moet dit vir u lees. Maar dink gou daaraan, u weet dit ook, en dit veroorsaak baie keer dood in ons lewe, dat ons weet hoe om verneder te word. Filippense 4:12 en 13, hy sê, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê, in elke opsig, in alle dinge, is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Weet jy nou wil ek vir jou sê, ten spyte van jou toestand, jy weet hoe dit is om gekoggel te word. Jy weet hoe dit is om benadeeld te word. Jy weet hoe dit is om honger te wees. Jy weet hoe dit is om te ly. En omdat jy al hierdie dinge weet, moet jy ook weet wat die teenkanting daarvan is. Die teenkanting daarvan ly is oorvloedige lewe. Die teenkanting van om gespot te word is om geprys te word. En weet jy wat, vanaand prys die Here elkeen wat hom dien in gees en in waarheid. Hy soek hulle om hom so te, nou ek sê nie aanbid nie. Ek sê daar's 'n prys vir jou. En daai prys is iets anders. Ons moet God aanbid, en hom alleen. Hy is al een wat waardig is om aanbid te word. Maar ek glo daar is vir ons elkeen loon om geontvang te word, wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord. En vanaand moet jy in daai situasie van jou wat jy sit, as dit armoede is, spreek vanaand lewe in jou armoede, sodat jy ryk kan word. Hy sê, koop by my goud wat gelouter is deur vuur, sodat jy ryk kan word. Ons is dalk in baie opsigte, het ons genoegsaam, maar weet jy van die gees het ons glad nie genoeg nie. Vanaand wil ek vir jou sê, as jy nie genoeg in die gees het nie, begin te spreek, begin te lewe spreek in die gees. Begin te sê, Here, gee vir my meer. Here, ek ontvang, kry jou hart ontvanklik, en om dit te ontvang, moet jy dit kan spreek. Mense wat gevra het vir genesingsgawe. Weet jy wat? Genesingsgawe is 'n baie gevaarlike ene. Want dit gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor die verheerliking van God, sy Seun en die Heilige Gees. As dit gaan oor my en u, dan kon ons gemaak het net wat ons van ons is nog steeds tot alles in staat, deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Ons is in staat om mag te hê in ons stomme, om dood en lewe te spreek. Hoe gebruik ons dit? Spreek jy eers lewe oor jouself? Jy het die reg om dit te doen. Jy het die reg om lewe oor ander dinge te spreek. Het ek jou al vertel van die tyd wat ek gewerk het, reg deur die nag, ek werk op 'n stadium 48 uur in die polisie in een tyd. Want die stofte oor April maand, soos wat dit shutdown hierso is dit shutdown in Johannesburg. Maar op 'n ander manier, daai ouens gaan Moria toe. En hulle los wat ook al is agter. Die kriminele hardloop woes rond en breek, en hulle weet dis 'n tyd van oorvloed. Dit is net 'n handjievol mense wat nie Moria toe gaan nie, wat agterbly, en op hierdie stadium maak ons saak dat ons 'n paar reserviste het wat in die dag werk, wat nog steeds in die aand kom werk, dagskofte saam met ons. En ek werk die tweede skof toe, kom weer vang, toes daar 'n reservist van die vorige skof, voor die een wat nou net verby is, saam met my gewerk het. En toe sê my sien, toe sê vir my, jy lyk nou baie sleg. Ek sê, wel, die werk moet gedoen word, ek werk. En ek werk, maak hy skof klaar aan die einde van hy skof, sê sy vir my, môreoggend as jy opstaan, is jy doodlik. Ek sê, ek vat dit nie. Sy sê, maar wat bedoel jy lyk nie goed nie, jou gestel is so afgebreek, jy het so lank gewerk, ek sê dit nie as saak nie. Sy sê vir my, ek sê vir jou, môreoggend is jou gestel so sleg, dat jy verkoue sal hê, ek sê, ek vat dit nie. Ek weier dit in Jesus naam, en toe ek het sê, toe retireer sy. Sê vir ek het geleer om lewe te spreek nie dood nie. Ek vat nie die dood nie. Weet jy, ek het gaan slaap daai aand.
Ek is die volgende oggend wakker, perdfris en gesond, ek net 'n paar uur geslaap. Inteendeel, ek het opgestaan, ek het beter gevoel as al hele 2 of 3, 4 dae wat ek in een wakker was en gewerk het. En toe daai winter deurgaan, toe word ek daai winter nie eers siek nie. Maar weet jy wat, ons het 'n geneigtheid, wanneer daar 'n kwaal of 'n snies of 'n nies kom, dan sê ons hierdie woorde, ek gaan siek word. Dan spreek jy dood in 'n lewende situasie en hoekom kan ons nie die teenkant in ook gebruik nie? Begin te lewe en ag, dit was net 'n bietjie stof in die lug. Ja, dit sal wees as ons hulle gee. Kom ons vat dit. Ek vat eerder dit as 'n afgewaterde evangelie. En ek spreek lewe vanaand. Ek gaan afsluit. Beloof om dit nie 8 keer te doen nie. Ek wil hierdie seën oor u spreek, dis 'n priesterlike seën in Numeri, die 6de hoofstuk. En ek wil dit as afsluit vanaand oor elkeen spreek. En luister, Numeri 6 vers 22 tot 27 sê, die Here het Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns, en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur hulle te sê, nou hier kom dit vir u. Luister mooi, pastoor Henny en al seën julle vanaand. Ek glo ek is 'n diensknegt van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Nou sê hy hierdie woorde aan Moses. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou kan jy nie weggaan vanaand toe kind van die Here en sê, ek wag nie. Die Here sal jou seën, want ek het sy naam op die voorgeskrewe manier vanaand op u gelê. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En God sê hy sal sy kinders seën. Sê amen. Prys die Here. Kom ons staan dan op ons voete.